Dis wonderlik wat gebeur as mens verby aannames kyk. Vir my is humor 'n harnas, dis 'n wapen. Jy kyk met jou ouers se bril na jouself. Daai is 'n bom. Mense asseblief, ons kan nie word wat ons haat nie. Hey darling, ek's Regina Black en hierdie is Queer in Afrikaans. Die potgooi waar fabulous en fearless ontmoet en hartsgesprekke welkom is. Elke episode gesels ek met jou gunsteling bekendes, soos vriende om 'n tafel. Ons lag, ons gesels en ons grawe diep. Dalk verander dit jou persepsie van hulle en oor jouself. Let's get into it. Vandag gesels ons met TikTok en Showmax-ster Dolly Parton. Wynand, ons begin met vinnig en fabulous. Ek gaan 'n paar vrae uitgooi. Jy gee vir my die eerste antwoord wat na jou kop toe kom. Wat is jou nommer 1 moet nie vir 'n drag queen? Moet nie dink dat 'n dip of 'n def drop is die enigste ding wat 'n gehoor soek nie. Hulle wil actually vermaak word. Fabulous. Ek love daai. Daai moet in die Guinness Book of Records, net daai antwoord self. Wat is jou verhouding met kos in 3 woorde? In 3 woorde. Moeilik, traumaties, vetsig. Ek voel jou. Wat is die grootste misverstand wat mense oor jou het? Dat ek presies is wie hulle dink ek is. Want dit is tog 'n karakter wat jy aansit, nee. Nee, die ding is mense sien my op die internet en hulle skryf boeke oor my lewe op grond van 'n 60 sekonde klip. So Ja. dis net vir my vreemd dat mense hierdie en my ouma het vir my gesê, dis wonderlik wat gebeur as mens verby aannames kyk. Moenie net wat jy sien glo. En dis hoekom tannies hierdie Facebook goed, ek het nou amper die K-woord KAK gebruik, want hulle glo alles. Alles Ja. wat hulle sien op die internet glo hulle. Jy moet niks glo nie. Glo Ja. niks nie, bevraagteken alles. Bevraagteken alles. Ek bedoel, daar's mense wat dink jy's 'n vrou. Daar's mense wat dink jy's 'n vrou nou. Wie sê ek is nie, babes? Wie sê ek is nie? Kiss, Marry, Kill, Bobby, Brendan en Dozy. Oh! Kiss, marry, kill. I will kiss Brendan. I will kill Dozy. Sorry, Dozy. Ooh. Die ding is, Dozy lyk soos 'n drag queen. Ek kan nie 'n drag queen, ek wil niks met 'n drag queen doen nie. No sister. Hy het 'n pruik, ja. En marry Bobby. Hy lyk soos die tipe wat na my sal kan kyk. Hy gaan na jou kyk, hy gaan jou mooi hanteer. Maak vir my asseblief Ja. hierdie sin klaar. Om queer in Afrikaans te wees is. Bevrydend. Beautiful. Ek wil jou ook 'n bietjie vra oor jou larger than life karakter Dolly Parton. Eerstens, kom daai naam enigsins van Dolly Parton af? Is jy 'n Dolly Parton fan? Is daar inspirasie van daar af? Nee. Ek dink ek is meer van 'n Patricia Lewis fan as wat ek 'n Dolly Parton fan is. Ek dink Patricia Lewis, en ek sê dit altyd, Patricia Lewis was die heel eerste drag queen wat ek op TV gesien het. Regtig, ek het gedink dit is 'n man, maar en dit is die, sy's 'n pragtige vrou, en sy lyk ook soos 'n vrou, maar die hare en die pramme en die buste, alles is net baie drag queen vir my. Dit skree volkdosser. Ja. Gooi So ek het daai gedink toe hare. en ek toe ek Supersterre destyds gekyk het ek gedink, ja, hierdie is 'n drag queen. Dolly Parton, ja, obviously wie hou nie van 'n ou stukkie Dolly nie, maar Dolly Parton, it's a gift that keeps on giving. Ja, my tweeling se dragnaam, hulle doen nou nie drag nie, maar hulle dragnaam wat dit sou wees was Dowetolla. Is dit die oulikie? Dowetolla! Ja. Dit klink soos jou dogter. In 'n volgende lewe is my dragnaam Dowetolla. Maar ek voel dit kan jou Want dogter daar is wees. mense wat maar daar is mense wat my actually Tolla noem, né? Tolla Parton of Ja. of Tollietjie. Nee, mense dis Tolly. Wat van Asseblief tol? moenie enige
Jy weet? tol, nee, sê ek is vet, hou op. Ons het nou net gepraat oor ons verhouding met kos. Ek is nie Dit tol is nie, so. ek is tollie. Ek is tollie. Tollie. Tollie klink petit, tollie klink asof sy 'n uurglas lyfie het. Dit is vir my so snaaks, my ma se oom en tannie, hulle was vir 60 jaar getroud, voordat die tannie oorlede is. Hulle byname Ja. vir mekaar was Tollie. Hulle het Daar's mekaar baie Tollie Afrikaners genoem. vir julle. Daar's baie vrouens wat hulle mans tollie noem. Dis vir my beter as mamma en pappa. Ek is jammer, ek gaan nou Baie tone beter. dra. Maar jy kan Baie nie. Mense beter. couples, Afrikaanse couples wat mekaar mamma en pappa noem. Ek braak. Mense, ek weet julle is lief vir mekaar. Ek weet julle is lief vir mekaar. Julle kan lief wees vir mekaar, maar noem mekaar baby chocolates. Maar wat van ouens wat hulle boyfriends daddy noem? Dis net so vieslik. Sies man. Gaan na sielkundige toe. Moenie jou boyfriend pappa noem nie. Moenie jou boyfriend pappa noem nie. Tollie, jou of jammer ek noem jou nou Tollie. Ek is nou so in Noem my daai net wat jy wil actually. Is Ek is dit? nou so begeester. Noem my sommer Bobby van ja. Noem my sommer Bobby van ja. Okay, wel Bobby, jy Ja. het al gesê dat Tollie 'n liefdesbrief is vir jouself. Kan jy my 'n Ja. bietjie meer daarvan vertel? Tollie, ek sê dis 'n liefdesbrief want Tollie is die manifestasie van al die sterk vrouens in my lewe. Ek het nooit veilig gevoel as 'n kind om 100% myself te wees nie. So ek het altyd 'n plek gesoek om veilig te voel en daai plek was altyd by my ouma en by my ma. Dit was maar by vrouens en by dronk vrouens ook soms. By troues. Ek weet nie of jy weet nie, maar by baie van hierdie Afrikaanse troues is daar partykeer dronk tannies wat skandes maak en hulle steek almal in die skande. Niemand wil eintlik by hulle sit nie, maar dis altyd die guys, die mowwe wat veilig voel by daai tannies want hulle is so Absoluut. hulle is so bombasties dat hulle eintlik raak vir jy soms wens jy kon wees. En 'n Absoluut. drag queen is maar vir my net, jy weet, 'n donk vrou by 'n troue. En ek voel veilig by daai mense want daar's iets wat gebeur by mense wat besluit, sê maar soos by 'n Afrikaanse troue waar alles so tradisioneel en konservatief is om uit hulle nate uit te bars. So ek het altyd veilig gevoel by daai tannies wat skandes maak. Tollie het toe 'n brief geraak en het 'n manifestasie geraak en het 'n puzzle geraak van en die puzzle pieces was al hierdie vrouens wat my laat veilig voel het as 'n kind. Wonderlik. Dis wonderlik. Hoe het drag jou lewe verander? Want ek hoor en ek kan sien dat hierdie larger than life characters vir jou gehelp het om aan hierdie larger than life character te skep. Ja. Maar hoe het dit jou lewe verander om daai karakter te word en jouself so te kan uitleef? Tollie het my lewe verander in die sin van sy het vir my 'n werk gegee. Ja. Ek werk vir haar, ek werk vir Tollie. En sy het ook vir my 'n ruggraat gegee om nie bang te wees nie en om nooit stil te raak in die gesig van mense wat dink hulle het die reg om my regte weg te vat nie of dat hulle het die reg om vir my te sê hoe ek moet lewe nie. Tollie het vir my die bassein en die spreekbuis geraak om te sê wat Wynand wil sê. So in baie maniere het Tollie letterlik vir my die safe space geraak wat ek nooit gehad het as 'n kind nie. En ja, daar's nou die dieper vlak daarvan, maar Tollie is ook iemand wat ek dink vir my die geleentheid gee om mense te laat lag, ja, maar dan hulle te verraai. En kom ek verduidelik, want as mense vir jou lag, vertrou hulle jou. Hulle vertrou jou. As mense vir jou grappies lag en so, dan vertrou hulle jou. Jy moet nogals veilig voel by iemand om te lag saam met hulle. So, die oomblik as hulle jou vertrou, kan jy met hulle praat. So Tollie kry die geleentheid om dikwels met baie konservatiewe mense by haar shows te praat. En as ek sê verraai, bedoel ek, jy kan dan vir hulle sê, hoorie, ek weet julle het nou gelag vir hierdie mofse grappies, maar ek hoop as julle by daai deur uitstap, dat julle nog steeds so vrygewig sal wees met julle liefde en julle tyd. En dat julle nie net vir ons sal gebruik as julle haarkappers en as julle
genies en as julle raadgewers en Entertainment. as julle narre nie. En as julle narre nie, want dit is dikwels wat baie van hierdie hoofstroom Afrikaanse TV-kanale plaas ons in daai narboksie. Dis wat ons is. As ons nie snaaks is nie, is ons useless. As ons nie snaaks of mooi is of vrouens se make-up kan doen nie, het ons amper nie 'n funksie in die Afrikaner koninkryk nie. Tolly voel 'n dooie F vir daai Absoluut. ja. Wat is die boodskap wat jy vir daai mense oordra? Wanneer jy met iemand moet praat wat 'n homofoob is, wat dalk nie saamstem of dieselfde ideale het as jy nie. Wat 'n boodskap dra jy oor vir hulle? Die ding is, ek pla jou, jy pla my nie. In die sin van dat jy niks wat jy is, as jy dit doen afsonderlik van my, pla my nie. Met ander woorde, jy kan wees wie jy wil wees. Ek laat dit toe, menende ek maak nie 'n Facebook post daaroor nie, ek comment nie op jou video's nie, ek stuur nie vir jou doodstrygemente nie, ek sê nie vir jou jy gaan hel toe nie, niks daarvan doen ek nie, né? Met ander woorde, wie is hier besig om tyd te mors? Ja. Wie hier is actually besig om tyd te mors wat hulle kon spandeer het op hulle kinders, hulle kon dit spandeer het op hulle vrouens, hulle kon vir hulle vrouens 'n I love you message gestuur het, maar in steede verkies daai homofobiese man om vir my te sê hoe walglik ek is en dat ek weet, dit is vir my vreemd en ek bedoel dit regtig as ek sê vreemd in die tradisionele sin dat en veral mans, daar's obviously vrouens ook wat homophobes is, maar in my line of career vind ek dis al die Afrikaner mans, dat hulle soveel tyd mors met my. Het jy nie ander dinge om te doen nie? Ja. Ek vra sincerely, het jy nie 'n milie wat jy moet gaan stroop nie? Het jy nie 'n Al vrou dalk het wat hy jy 'n moet milie om te gelukkig gaan maak stroop nie? en dis nou hoekom hy Wel, maar homofoobiek sy milie is. sy milie is lanklaas gestroop. Dit is die probleem, sy milie word nie gestroop nie. Daarom wil hy na my milie kom stroop. So ek dink net, jy weet, gaan vind vir jou 'n stokperdjie as jy nie het nie, maar ek pla jou nie. Ja. Ek gaan nie uit my pad uit om jou lewe onsmaaklik te maak nie. Mag ek vra dat jy dieselfde sal doen asseblief? Absoluut. Dit maak nie sin nie. Ek kan nie 'n logiese redenasie daar agter sit nie. Dit maak dit nie vir my sin nie. Want dis die ding. Ja, as ek iets sien waarvan ek nie hou nie, ignoreer ek dit. Yes. Ek ignoreer dit. Yes. Soos hulle sê, ek scroll verby. Daar's baie dinge wat ek op die internet sien wat ek net nie in belang stel nie en dan scroll ek verby. Ek maak nie 'n punt daarvan om vir die persoon te gaan sê, jy weet. En dis daai selfde mense wat vir hulle kinders sê moenie boelie nie. En hier gebeur Dis daai selfde mense wat vir daai kinders wil sê, jy weet, kom nou Laitie, kom nou Sissa. Dis nie baie mooi om vir ander mense te sê hulle is vet nie. Dis nie baie mooi om vir ander mense te sê hulle gaan brand in die ewige poel van die hel nie. Maar daai selfde ouers is die mense wat die vieslike goed comment. Die ouers is die boelies, nie die kinders nie. Ja, wat vir my uitstaan met dit is as iemand soveel ek wil nie sê dat jy baie aanlyn haat kry nie, maar jy kry tog baie aanlyn haat. Dis baie meer as die gewone persoon, reg? Ek dink, kom ek sê vir jou wat, daar is aanlyn haat, maar ek is altyd versigtig om te sê daar's baie, want ek kry baie meer liefde. Ja. En dit mens verloor soms daai perspektief. Die ding is, die mense wat die lelike comments of die haat comments maak, kry baie meer aandag. Ja. Dis die verskil. Want jy sit Die hulle mense op wat hulle die mooi plek. comments Ja, en die mense wat die mooi comments maak, kry nou net wenige video nie. Vir my is humor 'n harnas, dis 'n wapen, dis 'n manier om hierdie mense op hulle plek te sit en dis 'n manier vir my om te sê, hoor jy het nie meer die mag wat jy 20 jaar terug gehad het op gays nie. Hoor, daai mag wat jy dink jy gehad het, is weg. En ek weet dis 'n bitter pil om te sluk. Met ander woorde, nou kan ek jou comment vat en ek kan 'n video maak daaroor en ek kan geld maak. Jy gee vir my 'n loopbaan. Jy verkoop vir my kaartjies. Jy werk vir my verniet. Ja, weet jy wat, So die aanlyn haat, ja, maar terug by die aanlyn haat, wat wil jy vra? Nee, ek het eintlik gedink, kom ons los die aanlyn haat, want hoekom gaan ons daai mense nog meer airtime gee? Wat dalk bietjie meer belangriker is wat is een oomblik wat vir jou uitstaan, 'n fan interaksie wat jy gehad het wat vir jou uitstaan?
Daar was eendag daar's 'n hele paar, regtig 'n hele paar want dikwels drag 'n drag show word dikwels 'n tipe kerk soms. In die sin van dit bring soveel mense wat anders voel bymekaar, dit bring swart skape bymekaar, dit bring mense van die gemeenskap, ons gemeenskap bymekaar en ek gaan dikwels na klein dorpies toe waar dan nog nooit 'n drag queen was nie. Ek is of mense nou daarvan hou of nie en veral die drag gemeenskap kan ek net dink rol hulle oë as ek dit nou sê, maar ek is dikwels in hierdie kleiner dorpies met die gehoor wat ek het, die eerste drag queen wat hulle in hulle hele lewe sien. En dan is daar in klein dorpies dikwels nooit hierdie tipe queer events nie. En dan sien baie van hierdie guys op hierdie klein dorpies vir die heel eerste keer ander gay mense in hulle eie dorp. En dit is magical om te sien. Dit is asof hulle besef ek is nie alleen nie. Ja, En wat die mooiste interaksie aanbetref, ek het een keer uit net 18 geword. Ek dink dit was sy verjaarsdag. Ek is nie heeltemal seker oor die details nie. En sy pa wou baie graag sy wêreld beter verstaan. En hy sê toe, vat my asseblief na 'n Tolly show toe. Ek wil net weet waar jy vandaan kom, wie is jy? Ek wil net die gemeenskap beter verstaan en whatever. En hy bring toe, hy koop toe vir die kind die kaartjies en kom toe na die show toe. En toe na die tyd, of nie eers na die tyd, in die show, toe nooi ek hulle op die stage. En dit was hierdie healing oomblik vir amper elke gay in die gehoor wat 'n slegte verhouding met hulle pa het. Om te sien hoe hierdie pa, 'n polisieman dink ek, ja, dis 'n polisieman, so hard probeer om net sy kind te verstaan, want hy besef dis mooi. liefde is genoeg. Hy hoef nie te verstaan nie. Met ander woorde, hy die kind lief en dit dryf hom om sy kind beter te leer ken. En dit vir my is 'n pa. Dit vir my is 'n goeie ouer. Is om nie vir jou kind te sê ek hoop jy's presies wat ek is. Ek hoop jy's 'n tweeling van wie ek was. Ek hoop nie, jy weet, of in steede daarvan om vir 'n kind te sê, wees presies wie jy wil wees. Ek sal opvang. Ek sal opvang, ek sal bykom, ek sal jou leer ken vir wie jy wil wees. Dit was vir my so mooi, want in daai oomblik was dit presies wat daai pa gedoen het. Hy het daai kind leer ken op die plek waar daai kind is. Ek wens daar was meer van dit. Ek wens regtig daar was meer van dit. Maar wat ons baie van sien as queer mense is, ons het hierdie struggle met ons ouers baie keer. Wat is jou raad vir, kom ons sê, 'n 16-jarige of 18-jarige kind wat al wat hulle wil hê is aanvaarding van 'n ouerfiguur, maar hulle sukkel om dit te kry en hulle weet nie om hulle self uit te leef nie. Ja, wat ek nou gaan sê gaan nou 'n bietjie kontroversieel wees, maar laat gaan van hierdie need en behoefte om geaanvaar te word deur jou ouers. Ek weet dit is baie moeilik, maar dit is nie jou werk om hulle bagasie te dra nie. Dis nie jou werk om die verwerping wat hulle vir jou het te probeer verstaan nie. Want al wat dit vir jou doen is dit maak jouself, it makes you hate yourself more. Hoekom dink jy soek ons daai? Want jy kyk met jou ouers se bril na jouself. So die verwerping wat jou ouers het, neem jy aan en dit gaan binnentoe. So jy dieselfde haat wat jou ouers het vir jouself ook mettertyd, omdat jy so graag hierdie verwerping wil verstaan en dit wil rewrite. Ons wil dit herskryf. Ek moes leer op 'n baie jong ouderdom al dat dit is die ouers se los, nie myne nie. Dis nie my los dat hulle my dat die verwerping wat hulle vir my het is hulle probleem, nie myne nie. Ja. Daai ma en pa gaan alleen doodgaan. Daai is 'n bom wat jy nou net daar laat val het. It's a hard truth. As hulle alles verwerp wat hulle nie verstaan nie, hoe alleen gaan jy nie jou lewe eindig nie? Hoe alleen gaan jy nie op jou doodsbed lê? En daai verwerping en daai haat wat in jou is, gaan nie jou handjie vashou as jy eendag moet groet nie. Daai verwerping wat jy het vir jou kinders, dit gaan jou nie troos as jy dit nodig het nie. So my raad vir hierdie 16-jarige wat so
hard probeer dat hulle ouers hulle moet aanvaar jouself Ja. en screw the rest. Ek dink iets wat jy baie suksesvol doen is jy gee vir mense gemeenskap. Mense sien jou Dankie. online platforms, mense sien jou op Showmax, hulle sien jou op jou pot gooi en wat ek definitief Maar dis gevoel maar het. enige drag queen. Ja, maar enige drag queen is drag queens is die fairy godmothers van die drag gemeenskap. Van die queer En dit maak my gemeenskap. altyd so van die queer gemeenskap, maar dit maak my so vies as ek sien daar is en ek meen ons is nou op 'n queer podcast, maar dat soveel gay mense actually deesdae drag queens verwerp en trans mense verwerp. En hulle dink die gay gemeenskap bestaan net uit gays en lesbians. Mense asseblief, ons kan nie word wat ons haat nie. Ja. Because it's 'n soort van wat gebeur nou in die gay gemeenskap sien ek. We are becoming what we hate. Wat ek al gesien het is mense het 'n groot probleem met genderidentiteit. Hulle wil nie mense se pronouns respekteer nie. Ek sukkel En daarmee. weet wat skat, ek verstaan, wat ek nou gaan sê gaan dalk 'n bietjie contradicting klink, maar ek verstaan die verwarrenheid en ek verstaan die feit dat mense en ook gay mense so half dink, ag, kan ons nie net laat gaan van al die ingewikkelde draadwerk rondom die LGBTQ+ gemeenskap nie. Maar met daai tipe argument as daai tipe argument op ons toegepas sou word in die tyd wat ons regte gesoek het. In die tyd wat ons aanvaarding gesoek het van die samelewing, sou ons vandag nie vrylik kon rondloop nie. So hierdie die mense wat sê, okay, ek is anders. Anders as wat jy gewoond is aan. Jy's gay, jy's ook anders, maar ek is selfs nou nog ek is op 'n ander manier anders. You know? En die feit dat ons dit verwerp is so skynheilig, want ons het op 'n tyd daai aanvaarding en begrip gesoek. So ek verstaan 90% van die nuwe goed wat geïntroduce word in die gay gemeenskap glad nie, ek is eerlik. Maar dit verhoed my nie om dit te respekteer nie. Dit verhoed my nie om mense nog steeds gelukkig te maak nie. En as ek na jou kan verwys as spesifieke iets waarna jy verwys wil word, as ek 'n pronoun kan respekteer, as ek jou identiteit kan respekteer en dit maak jou gelukkig, dit is verniet. Ek hoef niks te betaal om jou 'n klein bietjie ligter en gelukkiger te maak in hierdie lewe nie. My man, ek probeer verskriklik hard om nie te vloek nie. Hoekom sal ek dit nie doen nie? Hoe onmenslik het ons geraak dat ons nie eers vir iemand daai klein ou stukkie geluk verniet wil gee nie. Ek dink wat die Tolly en Manila show vir ons gewys het was drag het hierdie vermoë om mense se perspektief te verander, want in daai onderhoude wat jy gevoer het, jy sien dit raak. Mense wat in drag vir die heel eerste keer inkom en dan voila, dit is 'n heeltemal 'n ander perspektief. Dit was so mooi. Dit was so mooi met die Tolly en Manila show kon ek sien, maar daar was baie stryd mans op die show en stryd vrouens en so. Wat hulle raak so weg in die drag dat hulle vergeet van al die vooraf opgestelde judgments wat die wêreld het. Hulle sit so vry. Drag maak mens vry. Daai stryd mans, Jack Sparrow, het sy, julle moet nou maar piep, het sy gevoel in drag. Hy het hom so uitgeleef. Even Frank Opperman wat die poster child van stryd mans is in as Afrikaner stryd mans geraak het in Suid-Afrika. Jack, jy weet Frank Opperman is vir baie Afrikaner mans so half die toonbeeld van manlikheid op grond van al die karakters wat hy gespeel het. Jy weet, en hier kom hy en hy's in volle drag. En hy was so vry. Drag bevry jou en drag liberate jou op maniere wat jy nie kan glo nie, my skat. So ja, nee, mens, as jy net Tolly en Manila show kyk bietjie na die reaksie op hulle gesigte ook, as hulle self sien vir die heel eerste keer. Want hulle sien hulle ma's, hulle sien hulle susters. It was beautiful om te sien. Ek wil graag 'n speelietjie met jou speel. Sy naam is Werk dit of verwerp dit. Is dit nie 'n van naam nie?
Werk dit of verwerk girl, dit? of verwerp dit. So ek gooi uit 'n frase of 'n naam, jy werk dit of verwerp dit en jy kan rant. Helen Zille. Helen Zille maak nie 'n baie mooi drag queen. Sy like want Helen Zille was op die Tollie Manila Ja. show. Die ding van Helen Zille is sy is reeds 'n drag queen uit drag uit. Daai vrou het die sass van 'n volkdosser. En die ding van Helen ook, sy was baie respekvol op die set van die Tollie Manila show. Mense sou nou dink dat sy, jy weet, vir ons sou gesê het, hallo jou dude, hallo jou Ja. man, hallo jou man met 'n pruik. Glad nie. Sy het gevra vir pronouns, sy het gevra What? ja, I kid you not, Helen Zille het gevra vir pronouns en daar was 'n trans meisie wat haar make-up gedoen het. En sy is vreeslik uitgesproke teen die transgemeenskap en so. So ek weet nie hoeveel van wat Helen Zille sê is actually wat sy regtig bedoel nie. Ek wonder hoeveel daarvan is net vir haar buis. Ja. Bietjie soos Donald Trump. Hulle sê goed om hulle buis gelukkig te hou, maar in hulle agterkamers of in hulle spaarkamers of in hulle private kamers, jy weet, glo hulle eintlik iets anders. Maar met dit gesê, Helen Zille, jy het 'n politieke party wat daarop hulle vind trots in die feit dat hulle kwansies vir almal uitkyk. So werk Ek dink nie julle kyk uit vir almal nie. So verwerp verwerp dit. Okay. Wat van toksiese manlikheid? toksiese manlikheid obviously verwerp dit, maar ek dink ons moet ook net nie dink dit is net by straight mans waar ons hierdie probleem vind nie. Ons vind dit ook in lesbians, ek grap. Imagine. Nee. Ons moet net eerlik wees met onsself oor waar is die probleme. Dis nie net by straight mans nie. Ja. Wat van venues met slegte sound? Hoekom? Hoekom bestaan jy? Hoekom is jy daar? Hoekom is jy oop? Hoekom is jy nie toe nie? Hoekom het jy nie al aanbeweeg na ander dinge nie? Gaan bak koeke, ek verkoop dit. Miskien is dit meer suksesvol. Jy weet gaan vind ander dinge waarin jy dalk goed kan wees, maar as jy 'n venue is en jy boek enige iets wat 'n mikrofoon nodig het en is een van daai Bluetooth successfully connected speakers en Forget about it. of een of ander mic wat Bless Bridges gebruik het in die 90s. Sou ek sê jy verdien nie om enige iemand in jou venue te hê. And that's the tea. En ek is woedend actually nou so jy dit vra, want ek kan nie glo hoeveel en dan sal die venues beloof vir jou hulle het goeie klank. Dis die ding, hulle boek vir jou en jy stuur jou tech rider en hulle sê ja, hulle het goeie klank man. Dan kom jy daar aan, dan klink dit asof jy in 'n koffieblik inpraat met die tipe twak wat hulle vir jou aanbied. I get you. Dis verskriklik, so verwerp dit. Verwerp dit. Tollie, voordat ons gaan, maak asseblief vir my hierdie sin klaar. Om queer in Afrikaans te wees is. Om queer in Afrikaans te wees is om jouself so lief te kry en so te aanvaar dat enige iemand na jou kan kyk en dink kom ek join. Daai maak my so gelukkig. Kom ek sluit by jou aan. Dis so aansteeklik dat ek by jou wil aansluit. Dit maak my emosioneel. Daai is beautiful. Dis beautiful. Jy is nie net skroesnaaks op die verhoog nie, maar ons kan almal sien jy het 'n hart van goud en ek wil vir jou sê En 'n baie groot tollie, baie groot. Jy is 'n massive tollie.
Ja, 1.8 meter lank, né, en dik. Maar ek wil vir jou baie dankie sê. Dankie vir die werk wat jy insit. Dankie dat jy vir iemand soos ek wys daar is geleenthede daar buite vir drag queens in mainstream media. Dit is beautiful. Dankie dat jy dit so sê. Dit beteken vir my baie, want ek obviously baie keer staan mens op in 'n slegte by of jy staan op en jy lees iets raak op die internet wat iemand van jou sê en jy verloor perspektief soms. So baie dankie dat jy dit nou vir my gesê het. Ek waardeer dit uit die dieptes van my prostaat. Wel, dankie dat jy met ons gekuier het. Queer in Afrikaans is 'n Jackpot Original beperkte reeks, spesiaal vir Pride Maand.